Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou, hierdie graafneus akedus eet termiete, mure, as ook jong besies wat half in die papievorm dan ook is. En dan is dit selfs dat daar gesê word dat hulle selfs van die groter kos kan eet waarvan hulle stukke ook dan afbyt. Iets wat nogal interessant is van 'n akedus is dat hulle nie eksterne ore het wat sigbaar is soos 'n kat en 'n hond en swanse nie, maar daardie ore is langs die kop en dit word deur skubbe dan bedek. Hulle kan nogal redelik goed hoor en dan reageer hulle ook op die vibrasie wat op die grond is, soos roofdiere wat dan ook loop, kan hulle optel met daardie vibrasie en ook daarna luister. Net so die Here ook sekere dinge daar gestel wat in plek moet wees, en dit is dat daar sekere mense geroep is vir 'n taak om dan ook mense te bedien. In Johannes 10 vers 12 kom die Here en hy sê van mense wat wegvlug van hierdie taak en hierdie roeping af, omdat sommige mense is nie dit wat God wil hê hulle moet wees nie. Hy sê in Johannes 10 vers 12, maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar, en die huurling vlug, omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ongelukkig sit 'n mens in hierdie dae ook met baie mense wat nie daar is om regtig die saak van die Here dan ook te bedien nie, vir wie dit meer gaan oor finansiële gewin en ander dinge wat hulle daaruit kry. En sommige mense wat selfs in hierdie posisie is, omdat hulle dink dit is 'n maklike manier om weg te kom van sekere verantwoordelikheid af, terwyl die Here vir ons baie duidelik in sy woord sê, dat daar 'n groot verantwoordelikheid is teenoor die herders, en dat daar van hierdie persone ook rekenskap geëis sal word, wat dan ook hierdie skape dan ook so laat verjaag. Esegiel 34 vers 2 en verder aan, waar die Here baie duidelik dan ook waarsku teen hierdie dinge. Hy sê mense kan profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die Here, Here, weet die herders van Israel wat aan hulle self veiding verskaf, moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol, julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Die groot verantwoordelikheid om, soos die Here ook vir Petrus gesê het, om aan die skape en die lammers veiding te verskaf, om hulle dan ook die nodige toerusting te gee, sodat hulle dan ook versadig kan word uit die dinge van die Here uit. En sommige van die herders kom nie hierdie saak na nie, maar dit gaan eerder vir hulle oor eie gewin. Daarom het hy ook waarsku, julle versterk die swakkes nie, maak die siekes nie gesond nie, en die wat gewond is, verbind julle nie, en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie, en wat verlore is, soek julle nie, maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. En dit is waar ons baie keer met hierdie ding sit, is dat daar mense is wat hulle self in 'n posisie plaas, waar hulle dan ook sê dat hulle daar is om dit moeilik te maak vir ander. Hulle heers oor mense. Dis nie diensbaarheid nie, maar heersers. En 'n mens sien dit in die dag waarin ons lewe, dat daar baie mense is wat in posisies geplaas word waar hulle wil heers, terwyl hulle eintlik diensbaar moet wees, en soos wat die Here ook van ons vra. Net soos wat die Here ook gesê het, dat die volk moet uit Egipte uit om hom te dien, is om diensbaar te wees. Die woord dien is om diensbaar te wees aan die Here, om God te dien met alles wat in my is. Maar hierdie mense voel dat hulle aangestel is om te heers oor die kudde met hardheid, en hulle sal enige iets doen om hulle stempel af te druk, ook in hierdie verband. Die woord van die Here gaan voort en hy sê, so het hulle dan verstrooid geraak. Wie? Die skape, omdat daar geen herder was nie. En hulle het die voedsel geword van al die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. Hoeveel kosbare siele is nie gesneuwel daar buitekant,
het langs die pad gaan sit, het weggeraak van die kerk af, omdat die taak en die roeping nie meer uitgelewe word nie. Hy sê, my skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels, ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat daar iemand na hulle vra of hulle soek. Ag, sal die Here weer herders opwek, wat sy roeping en sy taak is, om kosbare siele te soek vir die koninkryk van God, en te versorg wat aan hulle toe vertrou is. Mag die Here ook daartoe in staat stel. Kom ons bid saam. Here, mag U weer herders opwek, wat roeping het en 'n taak, om die skape te laat wy, en kosbare siele te win, vir die koninkryk van God. Amen.